Tyd vir baie eerstejaars 'n groot berg en vir seniorstudente 'n bron van baie pret en plesier. Dit is oriënteringstyd by Afslaan Koshuis. Maar anders as in die verlede, word dit vanjaar op 'n nuwe, positiewe manier aangepak. Ontgroening op Afrikaanse universiteite is iets wat menige ouers se bloed laat kook. Ander weer kan jou aande lank trakteer op staaltjies van die sogenaamde studentepret wat hulle oorleef het. Hartseer verhale van studente wie se lewens permanent as gevolg van ontgroening verander het owerhede egter laat besluit om die tradisionele vorm van ontgroening te verbied. In die plek daarvan het hulle 'n weeklange oriëntering ingestel. Daarmee is die ontgroeningsgogga eens en vir altyd doodverklaar. By hierdie koshuis op RAI het sake egter glad nie so goed verloop nie. Hoewel die universiteit amptelik ontgroening afgeskaf het, is dit hier voortgesit, die keer net ondergronds. Ek dink as mens eerlik is, dan was daar maar altyd nog hier en daar die probleem van eerstejaars wat nie kon inskakel nie, omdat hulle gehinder is deur tradisies van die koshuis, senior se gedrag, wat ook al die faktor. Maar en dan uiteindelik besluit het hulle gaan uit die koshuis uit en selfs in sekere gevalle uit die universiteit uit. Wat beteken jy het gevalle gehad waar jy mense se toekoms eintlik op die spel geplaas het. As mense baie kras wil stel, dat mense se toekoms benadeel het. Afslaan Koshuis se huisvader het besef dat een of ander nuwe stelsel die ou stelsel sal moet vervang en dat dit glad nie 'n oplossing gaan wees om ontgroening net te verbied nie. Daarvoor is die senior studente se idees oor hoe 'n eerste jaar op kampus verwelkom moet word en die koshuis se ou tradisies heeltemal te gevestig. Meneer gebleef en verdrukking, vra vriendelik asseblief senior se naam. Konsul Helgaard. Dankie konsul. Meneer gebleef en verdrukking, vriendelik asseblief voor senior se naam. Senator Pieter. Baie dankie senator. Dit is om jou eerstejaars te bou soos wat jy hulle wil hê. Oriëntering is baie noodsaaklik want dit bind die koshuisgroep. Soos jy nou sê, die ander koshuise het glad geen vorm van oriëntering nie. En daai koshuisgroepe bind glad nie. Uit daai vreesheid het hulle vir jou 'n nuwe beter mens gemaak, want hulle jou weer opgebou en dan saamgebou saam met jou vriende wat saam jou eerstejaars was. As jy so na mekaar is, dan selfs werksgeleenthede, daai tipe dinge, hulle kyk of hulle jou kan uithelp en ek dink dit maak jou sterker vir die toekoms. Afslaan Koshuis het die bekende sportsielkundige Andrei Roos se hulp ingeroep om 'n oriënteringsprogram saam te stel. Sy program maak nuwelinge op 'n positiewe manier deel van die koshuis. Anders as in die verlede word die huiskomitee vooraf opgelei en mag ander senior studente nie deel hê aan die program nie. Die nuwe stelsel is nie met eweveel entoesiasme deur die ou menere ontvang nie. Ek is nie baie groot voorstander nie, maar ek dink hulle doen 'n goeie werk van binne die grense waar hulle mag werk. Ek staan positief teenoor die nuwe stelsel as gevolg van die feit dat ek weer die ou stelsel kan nie terugkom nie. Ek glo die ou stelsel se resultate het homself bewys, maar soos ek reeds gesê het, ek dink nie dit is meer moontlik nie as gevolg van die klem op die handves van menseregte en op die individu. Die ouetjies wat nou inkom word anders groot as wat ons groot geword het. En die fisiese aktiwiteite en dinge wat ons deurgegaan het is nie meer moontlik vandag nie. Ek kan verstaan van die owerhede se kant af ook as gevolg van die druk wat op hulle geplaas word. Daar moes gekyk word na iets nuuts. Daar moes 'n verandering kom. En ek dink die stelsel wat ons op die oomblik gebruik is die beste waaraan ons kan dink. Van die seniors soos Mike en Ola en baie ander ou manne wat was deur die ou begeleiding en hulle kon nie verstaan dat eerstejaars nie meer afgebreek word en dan saam opgebou word. Ons het die kwaliteite wat hulle het reeds besit, het ons net gevat en daarop voortgebou. En dit was vir hulle moeilik om dit te aanvaar. En ons moes fisies in die aand deur die koshuis stap om te gaan kyk wat se praktyke gaan daar aan. Die eerstejaars van 1994, wat die eerste proefkonyne was, en die owerheid, kan egter nie uitgepraat raak oor die sukses van die nuwe stelsel nie. Vanjaar implementeer RAI die nuwe stelsel in al sy koshuise.
Iets waaraan ander Afrikaanse kampusse dalk ook kan dink. Sou mense byvoorbeeld meet aan die hoeveelheid onttrekkings van eerstejaars, veral aan die begin van die jaar, die tyd wat hulle dan onder druk is, dramaties minder. Die gevalle van studente wat 'n mens kom spreek as huisvader, dan kom spreek oor persoonlike probleme, veral aanpassingsprobleme, dan ook aanmerklik minder. Die hele gees van die koshuis is anders. Die prestasievlakke van die koshuis het werklik skitterend verhoog. Nou ja, vir die Rand-Afrikaanse Universiteit, soos ons gesien het, is die tradisionele ontgroening van jaar heeltemal taboe en is vervang met 'n wetenskaplike motiveringsprogram om eerstejaars te help inpas. Om die bespreking vir ons te doen, professor Hugo van Rooyen, hy is huisvader van Absalon, en langsom die motiveringssielkundige, Dr. André Roux en Leon Pieterse, die primarius van Absalon. Goeiemôre heren, en as ons nou gesels oor die nuwe program, ek dink André moet eers vir ons verduidelik, wat behels hierdie nuwe program? Wat maak dit verskillend van die vorige tipies? Ek dink die belangrikste wat ons hier moet kyk is dat ons wegbeweeg van die ou tipe program, miskien die ou tipe weermagprogram waar ons eerstejaars moet afbreek en dan moet opbou. Heeltemal weggemaak daarvan. En RAI het dit voorgestel dat ons kom met 'n wetenskaplike program waar ons mense opbou. So as ek miskien net in een sin kan sê wat dit beteken, sal dit beteken dat ons 'n eerstejaar geleentheid gee om binne homself te groei en binne 'n groep te groei sodat hy dan as 'n volwaardige volwassene die vaardighede het om sy lewe voort te sit. As mens nou kyk na die ou stelsel en jy praat van afbreek. Jy was ook 'n ou man wat seker onder die ouer stelsel jou aanvanklike ontgroening ervaar het. Was dit nie meer 'n kwessie van net, jy weet, die eerste jaar op sy plek sit en om laat verstaan waar hy hoort in die stelsel van dinge? En nie soseer 'n afbreekproses nie. Ek dink die ou stelsel het maar om gebruik te maak van die ou tegnieke, onder andere die weermagdinge, is daar eerstejaars afgebreek. En waar die probleem ontstaan het is by die 1 of 2 eerstejaars wat dalk met 'n probleem na kampus toe gekom het, in die koshuis ingegaan het. En dis daardie mense wat nie die druk kon hanteer nie. Daar is 'n groot persentasie wat wel in staat was om suksesvol deur die stelsel te beweeg, maar dit is die individuele gevalle wat probleme veroorsaak het, wat ons nou probeer om so min as moontlik te... As koshuisvader het baie van die druk van die ouers se kant af gekom en nie soseer van die studente nie. Ja. Jon, dit is so, jy het besorgde ouers, afak universiteitskoste vandag laat dit net nie toe om met 'n student se toekoms te speel nie. En in die lig daarvan is dit eintlik ons verantwoordelikheid om dit wat in die huis geïdealiseer word, dit wat in die huis as belangrik geag word, ek praat nie net van die akademiese prestasie uit vir die akademiese sukses uiteindelik na daai eerste jaar nie, ek praat ook van die norme en die waardes wat in daai spesifieke huis gegeld het, om as koshuisbestuur verantwoordelikheid daarvoor te neem. En ek dink die nuwe program laat in 'n baie groter mate beheer daaroor toe, omdat jy die koshuisbestuur, die huiskomitee het, saam met hulle voogte, hulle akademiese voogte, die senior studente wat aangewys is en gekies is op grond van hulle kwaliteite, akademies sowel as om met mense te werk. Die persone is alleenlik verantwoordelik vir die hantering van eerstejaars in hierdie eerste 2 weke wat RAI op sy sit, eintlik uitsluitlik om die eerstejaars sy voete te laat vind. En sover ek weet is dit die enigste universiteit wat dit doen, en dan ouers kan gelukkig voel dat hulle werklik waar verseker kan wees dat ons by RAI spesifiek in Absalon dan ook alles om ons vermoë doen om die eerstejaars sy voete te laat vind sodat hy suksesvol as mens en as student kan wees. Ons praat hier van koshuis as sodanig en baie spesifiek. Jy weet, jou dagstudent het nie so 'n soort van 'n program nie ensovoorts. Dit laat mense onmiddellik die vraag vra, hoe nodig is dit? Is so 'n program hoegenaamd nodig? Verwag 'n mens nie van 'n student wat homself inskryf by 'n tersiêre inrigting om te gaan studeer, dat jy bloot vir hom die akademiese rigtings wys en hom sê, goed, jy is nou 'n volwassene. Jy is op jou eie. Ja, dit is amper vir my 'n bonus. Jy gaan, as jy nie by 'n universiteit is, jy gaan die duisende rande betaal per dag, net om deur een of ander vorm van motiveringskursus te gaan. Tegnieke te leer hoe om met negatiewe gedagtes te werk, tegnieke te leer hoe om beter te studeer, hoe om te ontspan, hoe om binne 'n groep te werk. En dit is vir my die bonus by die Rand-Afrikaanse Universiteit, dat hulle nou vir 2 weke geleentheid kry om 'n sekere gedeelte per dag dan te spandeer om hulle self te ontwikkel. As jy praat van hulle self te ontwikkel, as 'n mens nou kyk na van die, ek het hier die programme gekry wat julle vir Absalon en Skoonveld spesifiek ontwikkel het, die koshuise.
As 'n mens kyk na positiewe begeleiding, identiteit en verbondenheid. Jy weet, dis mos 'n moeilike begrip deesdae. Jy weet die hele geesbou en spanbou en saam wees ensovoorts ensovoorts. Hoe belangrik is dit in ons huidige opset? Dit wat baie belangrik is, heel eerste vir my, is om na elke koshuis se tradisie te kyk. Ons het altyd tradisie as negatief gesien, want dit gaan een of ander reël of norm forceer op 'n eerste jaar. Maar tradisie kan ook baie positief wees, want jy wil graag deel wees van 'n groep, en ons neem aan dat enige student wat na 'n koshuis toe kom, wil graag deel wees van 'n groep, en hy of sy besef dan dat hulle binne 'n groep moet wees. En jy weet, ons maak van daai geleentheid dan gebruik om hulle te leer hoe om identiteit binne 'n groep te hê. En iets wat vir my baie belangrik is metaforiese leer. Dit wil sê, as hy binne 'n koshuis, binne 'n groep 'n sekere reël moet leer om die groep te funksioneer, dan is dit 'n metafoor vir wat hy dan in die toekoms gaan doen. Ergens in die universiteitslewe gaan hy weer binne 'n groep moet wees, en gaan hy in 'n syndikaat moet werk. En hy gaan onthou, wag 'n bietjie, ek het dit op Afslaan geleer, of ek het dit op Skoonveld geleer. Ek kan dit nou toepas. En dit is vir my ontsettend belangrik. Jy weet, dat hulle vaardighede kry vir die res van hulle lewe. Ons sit nou hier met 3 manlike verteenwoordigers. Praat van Skoonveld, hoe het die dames dit ervaar? Baie positief. Ek dink wat baie belangrik is ek hou nie daarvan om 'n hoë profiel te handhaaf nie. Ek is amper deel van die dekor by 'n koshuis, en die dames is daarvan bewus. Jy weet, ek loop en ek gaan sit agter hulle. Hulle sien my amper as deel van 'n muur, en daarom aanvaar hulle my binne die koshuis self. Ander ding wat ons ook moet onthou is dat ek elke koshuis se huiskomitee op 'n kamp gevat het, of op 'n dag opleiding gevat het. So hulle is gewoond aan my, hulle weet hoe om met my te werk, ek weet hoe om met hulle te werk. En natuurlik ek het baie respek vir hulle mans en dames koshuise. Jy weet, dat ek 'n sekere distansie handhaaf, en dat dit basies die huiskomitee is wat primêr met daai student werk. Jy weet, so waar ek byvoorbeeld met die primarius van 'n koshuis sal werk, sal dit sy dan wees wat oorgaan na die studente toe met hulle werk. Kan ek op daai punt miskien inkom, Jon? Vir my opvallend, ons is nou in ons tweede jaar van implementering van die totaal nuwe benadering. En een van die groot bonusse, opvallende bonusse, was die groei in jou studenteleiers, daai mense wat ek genoem het wat met die eerstejaars werk, jou huiskomitee, jou voogte. Dit is regtig dramaties, die ontwikkeling van hulle leierseienskappe in vergelyking met vorige jare. Nie om daarmee te sê dat vorige jare se mense nie ook geleentheid gehad het om te ontwikkel en inderdaad ontwikkel het nie. Maar dit is opmerklik hoe vinnig en hoe effektief en tot hoogtes jou huiskomitee hulle potensiaal bereik deur die implementering as fasiliteerders van hierdie nuwe program. Ja, 'n vraag natuurlik vir jou as primarius, jy weet, dis nou baie mooi om op televisie te sê, ja, ons doen dit so. Hoeveel van die ou manne is daar nog wat hulle vergryp, jy weet, en hoe seker is jy dat hierdie soort van ou stelsel heeltemal uitgeroei is en nie meer bestaan nie? Jon, ek moet erken, daar is by Afslaan is daar probleme wat ons nog steeds ondervind deur van die seniors wat nie bereid is om die veranderinge te aanvaar nie. Dit is vir hulle moeilik om te besef dat die ou dae verby is en dat daar nou 'n nuwe stelsel gevolg gaan word. Hierdie probleme word egter streng hanteer deur die huiskomitee, en dit word ook so deurgegee aan die seniors. Die huiskomitee is toegewyd aan die program, en juist daarom werk ons hard daaraan om probleme uit te skakel. Daar is nie enige probleem by ons om streng op te tree teen enige senior wat hom vergryp, wat deur negatiewe optrede eerstejaars probeer afbreek na die positiewe begeleiding. En dit is belangrik vir ons. Nou ja, baie het jy dit. Baie dankie vir die inligting oor die program soos hy by RAI ingestel word. En ek seker daarvan ons kan van die ander universiteite ook verwag in 'n stadium.